Baie welkom by vanoggend se opname. Ek hoop dat hierdie boodskap vir jou iets sal beteken en dat daar iets is wat jy kan uittrek daarvan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir nog 'n oggend. Nog 'n oggend waar ons 'n keuse het. Nog 'n oggend waar ons kan kies om die dag saam U deur te loop. Vader, lei ons in hierdie keuses. Nie net vandag nie, maar elke liewe dag. Gaan saam met ons vanoggend dat die boodskap wat U vir ons gebring het, dat dit iets in ons sal wakker maak. Iets in ons sal, ek wil sê, trigger. Want ons het dit nodig. Ons het nodig om U stem elke dag te hoor. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Daar's oomblikke in die lewe wat alles skielik stil maak. Die wêreld hou nie fisies opdraai nie, maar iets in jou, iets om jou gaan stop. Dit voel asof alles net om jou stadig raak. Dis soos as jy vir die eerste keer jou babietjie vashou. Terwyl jy daar staan, is daar gejaag en doktersinstruksies en geleide en jou eie senuwee wat in jou hart klop en dit is net chaoties tot iemand daai klein ou lyfie in jou arm sit. En jy besef, maar hierdie is al wat saak maak. Alles raak stil. Dis net jy. Dis net die babietjie. Dis oomblikke soos die wanneer jou lewe drasties verander. Dis oomblikke soos die wat iets in jou draai. Dis ook soos om iemand na aan jou in die dood af te staar. Dis oomblikke soos hierdie wat vir jou 'n keuse gee. Want wat jy gaan kies, bepaal hoe die res van jou lewe gaan lyk. En elke mens het so 'n oomblik. Oomblikke waar God jou net stil maak. En vir jou sê, kyk, voel, wees teenwoordig in hierdie oomblik. Lukas skryf in hoofstuk 10, vers 38 tot 42, 'n besonderse verhaal, en ek wil dit graag vir ons lees. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom, waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was so bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. En dis presies wat gebeur in hierdie verhaal van Martha en Maria. Jesus stap in 'n huis vol aktiwiteite in, vol planne en bewegings, maar Maria ervaar daai stil oomblik, daai helder sekond, daai oomblik wat jou binnekant skuif, daai oomblik wat jou ritme heeltemal verander. Martha aan die ander kant hardloop nog steeds rond. Maria sit. Martha hoor die geraas van die wêreld en Maria hoor die stem van Jesus. En vandag vra Jesus jou, gaan jy hierdie vakansie soos Martha rondhardloop en na die wêreldse geraas luister? Of gaan jy soos Maria by my voete kom sit? In Martha sien ons 'n goeie mens. Sy het die regte hart, maar sy het die verkeerde ritme.
Sy neem Jesus in haar huis in, want sy wil hom dien. Sy wil hom eer. Sy wil alles vir hom mooi maak, maar haar motief is verkeerd. Haar motief is verkeerd want haar aandag word gesteel deur alles wat aangaan. Lukas gebruik 'n woord wat beteken jy word rondgeruk of deur baie dinge vasgevang, verdeel. En Martha is vasgevang in die take, die pligte, die tradisie, die planne, alles wat om haar aangaan. Steel haar aandag. Sy raak so besig vir Jesus, dat sy nie meer by Jesus is nie. Ek gaan daai stukkie herhaal. Sy raak so besig vir Jesus, dat sy nie meer by Jesus is nie. En dan nou nog die kulturele laag. In daardie tyd was dit totaal ongehoor dat 'n vrou by 'n rabbi se voete gaan sit as 'n leerling. En ek wil vir julle verduidelik hoekom ek so sê, want Joodse seuns het deur so 3 of 4 stappe gegaan om 'n talmid, 'n disipel te wees. Die eerste een was Bet Sefer. Dit is so tussen die ouderdom van 5 en 10 jaar moes hulle die Torah of die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel geken het. Nie geleer het of van geweet het, nie geken het. As hulle dan op 10 kom, dan word hulle getoets. Op die ouderdom van 13 het hulle bar mitzwa. Die woord bar mitzwa beteken seun van die gebod, son of the commandment. Tussen die ouderdom van 10 en 14 is die volgende stap die Bet Talmud. Nou die Talmud is die Joodse tekste, die Joodse wette, die Joodse geskrifte. En saam met dit het hulle ook die ander profete geleer. So nou het jy jou Torah ken jy, nou leer jy die Joodse geskrifte en die profete. En ek wil vir julle lees wat Bet Talmud in die Engelse beskrywing sê. The advanced stage of the Jewish education for gifted boys around the ages 10 to 14. En as jy deur die Bet Talmud gekom het, dan gaan jy na die Bet Midrash toe. Nou die Bet Midrash is soos 'n skool waar daar 'n klomp rabbies sit en dit is dan die laaste stap voor jy kan aansoek doen om 'n talmid te wees, 'n disipel. En dis nog alles deel van sy eie proses. Want die rabbi het vir jou sy juk gegee. Nou die juk van 'n rabbi is hoe hy dinge interpreteer, wat hy daarvan verstaan. Daar's 'n gesegde wat sê in die stof van my rabbi, wat beteken daar waar hy sy voet neersit, daar sit jy jou voet neer. En al hierdie was net vir die hoëgehalte Joodse seuns. As jy nie deur die Bet Talmud gemaak het nie, dan is jy terug na jou familiebesigheid toe. Of dit nou houtwerk, steenwerk, of jy nou plante geplant het, wat ook al jou pa gedoen het, is wat jy gedoen het. So dit was 'n groot eer vir 'n Joodse familie om 'n disipel in die familie te hê, want dit beteken daai individu het alles gedoen wat hy moontlik kon doen om homself te bewys dat 'n rabbi na hom kyk. En dit is hoekom Martha se frustrasie so hoog is. Vir haar lyk dit asof Maria heeltemal haar plek verloor het. Sy dink, hoe kan my suster, 'n vrou, by 'n rabbi se voete gaan sit? En net daar sit, sy verdien dit nie eers nie. En dan is daar 'n besonderse oomblik, want Martha mis die hele punt. Jesus het nie in 'n huis ingekom net vir brood nie, maar hy het in 'n huis ingekom vir hulle harte. Martha beeld die mens uit wat bang is. Bang is iets gaan uitmekaar uitval as sy nie al haar aandag daar gee nie. Bang is dat
Dinge gaan nie uitwerk soos dit moet as hy net vir 'n oomblik gaan sit nie. Die mens wat voel, jy moet alles regmaak, alles dra, alles organiseer. Maar Martha se groot probleem is nie haar diens nie. Martha se groot probleem is sy haarself hardloop by die Here in hierdie oomblik. En sy mis die oomblik. Maria aan die ander kant, dieselfde Maria wat die hele kultuur geskok het met haar drastiese aksies om by die rabbi se voete te gaan sit as 'n disipel. Sy neem die plek in en sy aanvaar die houding van iemand wat sê, my ore is oop, my hart is oop, ek wil in hierdie oomblik wees, ek wil hoor wat u vir my te sê het. En hier gebeur daai helder oomblik, daai stil oomblik tussen haar en God. Dis daai oomblik wat elke liewe mens ken. Daai oomblik waar die wêreld se geraas so wegdryf. En waar elke sekond stil raak. Daai oomblik wat iets in jou gebeur en jy stil word en net weet, hierdie is belangrik. Ek moet nou wees. Dis soos wanneer jy die eerste keer jou babietjie vashou. Waar jy besef, maar hierdie is belangrik. Dis daai oomblikke wat jou asem wegslaan. Dis daai oomblikke waar die Here vir jou sê, hierdie is vir jou. En jy besef, ek is nou saam met die Here. Want hierdie oomblikke is nie net stil oomblikke nie, dis heilige oomblikke. Hier is Jesus. Hier is rus. Hier is waarheid. Maria hoor nie die potte en die panne en die brood wat gebak word en alles wat aangaan nie. Sy hoor een ding. Sy hoor die stem van Jesus. Sy ervaar 'n oomblik van openbaring, nie net van wat Jesus vir haar leer nie, maar diep binne haar gebeur daar iets wat sy nie kan verduidelik nie. Maria klou aan elke liewe woord van Jesus vas. En dan sê Jesus dit self, Maria het die beste gekies. Maar sy kies nie net daai oomblik nie. Sy kies verhouding, sy kies teenwoordigheid, sy kies om haar siel oop te maak vir die koninkryk van God. Die koninkryk van God, die God van die heelal wat nou in haar sitkamer sit. Sy kies hom. Maria kies die beste deel. En dan kom ons by die vraag. Gaan jy die beste deel kies? Gaan jy hierdie vakansie soos Martha bly hardloop, bly luister na die wêreld se gejaag? Gaan jy aanhou om toe te laat dat jou aandag gesteel word in hierdie feestyd? Gaan jy aanhou toelaat dat die wêreld vir jou sê, maar Jesus hoort nie by jou Kerstyd nie? Klokkies en liggies en persente hoort in jou Kerstyd. Of gaan jy soos Maria kies om hierdie vakansietyd, hierdie feestyd rustig te raak, by Jesus se voete te gaan sit en te sê, maar ek hoort hier. Gaan jy elke oomblik kies om teenwoordig te wees, by Jesus se voete gaan sit? Want wanneer jy jou fokus skuif en die wêreld afsny en Jesus
op Jesus fokus, dit is wanneer sy juk, sy sagte juk op jou rus, sy ligte las, hierdie hemelse ritme wat net hy kan gee, kom en genees jou siel. Dit gee vir jou siel rus. God dwing niemand om hierdie keuse te maak nie. Maar hy nooi elke een van ons. En vanoggend is daardie oomblik vir jou. Vir my. Daai Maria oomblik. Maria kon haar suster gaan help het. Maar sy het gekies. En vanoggend vra Jesus jou, gaan jy die beste deel kies? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die keuse. En dankie dat U die keuse vir ons maklik maak. Daai keuse van teenwoordig wees, daai keuse van om U te kies. Daar's nie vereistes wat ons moet bereik nie. Daar's nie 'n toets wat ons moet doen nie. Daar's niks wat dit vir ons hinder om hierdie besluit te neem nie. Net onsself. Maar Vader, ek vra vandag dat U in elke liewe hart inkruip, dat hulle daai keuse maklik kan maak. Dat hulle self nie eers keer nie. Maar Vader, ek vra ook vir al die Martas daar buite, dat hulle nie mismoedig sal wees omdat hulle U wil dien nie. Vader, ons almal moet U dien. Ons almal wil U dien. Help ons net om te sien wanneer ons oomblikke saam U mis in die gejaag om U te dien. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ontvang U seën. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Amen. Onder in die skerm gaan daar 'n strapline verskyn vir indien u finansiëel wil bydra. Die bydrae gaan nie net na ons sakke toe nie, dit gaan vir Bybelverspreiding, sodat ons aan kan hou om die evangelie van die Here te verkondig, soos die opnames en alles wat die kerk mee besig is. Mag u 'n geseënde Kersfees hê en 'n wonderlike feestyd. En as er nog tyd is in die oggend, ons is nog by die kerk, kom drink 'n koppie koffie, kom deel in ons lewe wat ons hier by die kerk uitsaai en deel met mekaar. Dankie.